Goeiemôre Suid-Afrika, Saterdag, 16 Mei, 1400 Suid-Afrika tyd. Tyd vir hierdie berig opvolg, bietjie oor die Iran-oorlog. As ek kyk, dis nou president Trump is terug van China af. Sy besoek daar was baie belangrik. Baie dinge bespreek tussen hom en president Xi in terme van die pad vorentoe. Spesifiek die pad tussen Amerika en China. Hulle het baie goeie betrekkinge klaargemaak, goeie besighede deals gemaak. Byvoorbeeld Amerika gaan China voorsien met 200 Boeings. Vir die begin, daar's nog meer wat daarna kom. En dan ook ander deals wat hulle oor gepraat het. China besigheidsman. Intussen kyk hulle bietjie ook na Iran. China wil stem saam met Amerika, saam met president Trump. Iran kan nie nuclear weapon kry nie. Nou die staak 4 tussen Iran en Amerika en Israel is nou al 'n maand aan die gang. Met Amerika wat dan die Strait of Hormuz fisies afgesluit het. Geen besigheid in en uit vir Iran nie. Die ander mense kan deurgaan, daai klaar ander skep het deurgegaan. Maar niks besigheid vir Iran nie. Hier is die stand van sake op die oomblik. Iran sy ekonomie bloei obviously, want hulle het nie besigheid nie. En nou Kaak-eiland, waarvan 80% van hulle olie uitvoer en invoer vanaf operate in Kaak-eiland is nou vol. Sy stoorplek is nou vol. Hulle kan dit nie gebruik nie. So dis nou 'n ryp teken vir die Amerikaanse weermag. President Trump het die opsie om Kaak-eiland heeltemal te verwoes. Kyk, as jy daar lê op die oomblik biljoene dollars of olie binne in Kaak-eiland in die storing wat daar wag om uitgevoer te word. So sodra hulle dit oopmaak, gaan Iran regtig goeie geld maak want hulle kan dit uitvoer. Maar as daai plek nou gedestrooi word heeltemal, dan sny dit Iran se grootste inkomstebron heeltemal af vir dekades, nie net vir 'n dag nie, vir dekades, want dit gaan lank vat om so 'n plek weer op te bou waaruit jy olie kan uitpomp. Of die ander opsie is daar, vat die eiland oor. As Amerika besluit, president Trump besluit, vat hy Kaak-eiland oor en besit en beheer dit, dan het jy toegang tot al die olie en jy is checkmate vir Iran. Die probleem met hulle regime is, hoekom hulle nog so lank vat om haar oor te gee, is hulle kan dit nie bekostig nie. Daai radikale moslems met hulle gay ayatollah wat in charge is, weet wat so interessant is vir my. Wel, hulle kan dit nie bekostig om oor te gee nie, want hulle gaan doodgemaak word as hulle oorgee. En hulle weet dit. Dit is altyd interessant dat daai radikale moslems, die leiers, vir hulle ondergeskikte sê, julle moet gaan selfmoordbomme doen en al die goeters. Maar hulle self is nie bereid om dit te doen nie. Hulle wil nie self doodgaan nie, maar hulle volgelinge moet gaan en vir Allah gaan sterf, jy weet. En hulle 72 virgins gaan kry. Die ander interessante ding van daai Larry Nassar se mindset, en ek weet dit in persoonlike ondervinding, as hulle uit hulle eie land uitkom en hulle kom in 'n westerse land en die heel eerste ding wat hulle voor vra is prostituie en drank. Dis vir my altyd die interessantste gewees. Ek onthou in Suid-Afrika as hulle ons besoek het, en ek moet die beskerming van daai ouens doen. Die heel eerste blerrie ding wat hulle kom doen is hulle aankom, ons moet vir hulle prostituie en drank reël. Want hulle eiland mag hulle mos nie doen nie, dis mos hulle is moslims, jy mag dit nie doen nie. Dis die tipe mense met wie jy werk, hulle mindset is so. Hulle sal hulle eie mense opgee om doodgaan vir hulle cause. Maar hulle sal nie self wil doen nie. So dis hoekom hulle so hard staan teen. Hulle worry nie of hulle populasie doodbloei, nie kos het nie. Hulle prys hulle populasie anyway. So hulle worry nie. Solank hulle net in charge kan bly. Hoe ver hier nog uitstaan, ek weet nie. Die skietstaking, president Trump het self gesê, is op life support. Wat beteken dit? Lees dit tussen die lyne. Hy kan enige tyd besluit, okay, kom ons gemaak maar nou klaar. Hulle het lank genoeg kans gegee om te onderhandel. Hulle wil nie, hulle kom elke keer moet stupid goed, dan lees hy die eerste sin, dan gooi die papier weg. En so, ons sal sien wat gaan gebeur vandag. Hy het baie opsies, president Trump. Die hele weermag wat daar was voor die oorlog begin het, is nou al amper 2 keer so sterk, die magte wat daar om lê. En is net gereed, wag wat sy sê om te stryk. Want lyk my intussen, dis maar waar het miskien gaan teruggaan. Dat die Amerikaanse weermag en die Israeliese weermag moet maar aangaan en klammak met hulle, soos wat hulle begin het. Want lyk my nie, hulle gaan op 'n ander manier beoorgee nie. So dis dan vir vandag.
Ek's Morne Botha vir Koppel TV. Geniet die dag, sien julle later.